Hey, daar sê hallo mense, kom ons kyk gou hoe ons die kamera so maak dat ons hierdie moois kan sien. Daar sê, hoop ek gaan goed met almal. Ek kom vanoggend gehou en ek wil vir julle vandag verduidelik wat het gister gebeur. Ons het lekker gery voor van XGG. Suid-Afrika het ons het so 2 weke terug te besluit ons moet almal op die bane bietjie uitkom, bietjie gaan ry en kyk wat doen die shocks en die ouens wat wel hulle shocks het, moet ons uitkry laat ons hulle bietjie kan kyk wat maak die shocks. Obviously weet hy wat doen die shocks, maar hy wou self gesien het wat die verskillende applikasies is op die voertuie op die einde van die dag. Eerste was great geweest, lekker geweest. Ons het besluit ons gaan Wolwekloof toe. Ek het dit nou nie geadverteer nie, want ons wou dit maar so bietjie eksklusief gehad het, bietjie meer privaat gehad het. Ons was so 6 karre uit geweest. Klomp jeeps geweest, toe was dit ou baas en ons het vir John ook daar gehad met sy Taibos Everest. En ja, ons het net lekker gery en ons ek en John het maar gesukkel, maar ons het bygebly. Ons het oralste waar die jeeps gery het ons maar gekap en daar gat ons, jy weet. So ja, op die einde van die dag was dit baie great geweest van voor self, jy weet, daai man het so passie vir hierdie offroading en die shocks wat hy doen. Hy sê naderhand, hy irriteer homself soos wat hy die hele tyd vir die mense net alles wil sê. Daar's soveel dinge en goeters wat hy wil wys en doen, maar ja, dit is goed om sulke mense daar buite te hê. Dit is ook goed, ek het 'n video gemaak waar ek sê 'n supplier kan enige iets verkoop. Dit is 'n ander storie as jy die supplier self op die baan sien met sy eie produkte en hy ry met sy eie produkte. Ek meen daai ou het glad nie gesukkel met sy Jeep nie. Hy het verskriklike goeders op sy Jeep gesit en ek gaan die verkeerde terminologie gebruik, want die Jeeps is heeltemal anders as die IFS voertuie. So daar is 'n klomp verskillende goed wat daar ingaan. En hulle praat van groot gelde wat by sulke projekte ingaan, maar mens kan sien dit is definitief worth it. En ja, so ons sit hier so, is maandagoggend, dis nou al so 11:30, maar dit reën al heel dag. En ja, ek sit nog steeds met die flippin Canari of Panari of wat ook hulle mense dit noem. Ek sit met 3 van die tyres wat ek moet opsit, maar ek kort net nog enetjie. As ek net nog een kry, die rim staan op standby. As ek net nog enetjie kan kry, dan kan ek hulle op ou baas gooi. Ek het wel gekyk, hy gaan dalk so bietjie te groot wees voor en agter, maar as ek hulle eers op het, gaan ek mooi kan kyk waar ons die wiel moet sit en hoeveel ons moet bietjie inkap langs die kante. Ek dink regtig dit gaan 'n game changer wees. So ja, ek kyk nog bietjie uit. Ek het 'n paar gekry. Die probleem is, want ek het honderde messages gekry van mense wat my op Facebook intag en share op tyres wat op Facebook beskikbaar is. Dit is nou by hierdie kleiner winkeltjies wat jy langs die pad sien. Glad nie 'n probleem daarmee nie. Ek het al goeie tyres by hulle ook gekoop. Ek koop net tweedehandse tyres, want ek kan nie sulke tyres splinternuut bekostig nie. Die probleem is net, jy maak kontak met hulle sê ja, die tyres staan daar. Dan ry jy al die pad deur Midrand toe, jy ry 40-50 kilos deur. Dan kom jy daar aan, dan het hy dalk 2 van die een band en 2 van die ander band, of die sizes is nie dieselfde nie. Nie almal verstaan dat jou, soos nou hierdie byvoorbeeld is 'n 315 75 17 wat nou die rim is. Nou hulle baie ouens wat met die tyres werk, wat langs die pad die kleiner winkeltjies het, hulle glo as jy dalk 'n 285 75 saam met die band opsit, dat dit dieselfde size is. Dit is glad nie hoe dit werk nie. 'n 285 75 17 is omtrent 'n 33. Daai 285 breedte teenoor die 315, hy maak nie altyd net oop nie. Hy tel op ook. So jy sit met 2 verskillende sizes tyres op jou kar, en as jy nou enigiets het soos ou baas, wat as jy hom
sodra jy hom in full age sit, dan lok hy die center, hy lok die center diff, hy lok jou transfer case. Ek het nie oop transfers en oop diwe waar ek kan op die teerpad ry met dit nie. As dit 'n geval was waar ons dit moet doen tydelik, dan sal ek eerder disengage en ek doen glad nie full-by-foring met dit nie, want jy sal jou ratte, jy sal jou gearbox, jy sal jou transfer case, jy sal groot seer maak, jy sal lekker skade kry. Omdat iemand vir jou gesê het, 'n 315 en 'n 285 sal jy kan saam op een kar sit, dit is net die breedte wat verskil, dit is glad nie die situasie nie. So ja, ek het al 'n klomp van hulle gebel, nou sê ek vir hulle, stuur vir my 'n foto of 'n video van waar jy die tyres voor jou het, al 4 wat daar staan, al 4 presies dieselfde, stuur vir my 'n foto van die size ook, dan raak hulle stil. So ja, baie van hulle het ek al agtergekom dat hulle post dit, hulle verkoop daai stel wat hulle gepost het, en hulle hou dit daar, want dit is om meer customers te lok. So as jy nou daar aankom, dan smeer hulle aan jou iets anders af, wat nie noodwendig 'n slegte ding is nie. Ek meen as jy 'n tyre nodig het, het jy 'n tyre nodig. Maar ja, daar's baie ek beklei met hulle hoor. Dit is jy kom daar aan, jy ry R200-300 se diesel uit, dan het hulle nie eers die tyres wat hulle geadverteer het nie. So ja, baie dankie en anyway vir die mense wat uitgekyk het, wat vir my wel gestuur het. Sodra ek kort net een. As ek een kry, dan is ek happy, dan kan ek hulle opsit. As ek 2 kry, gaan ek overjoyed wees, want dan kan ek vir my op my spaarwiel ook enetjie sit. Ek het actually vir my 'n spaarwiel rim ook gekoop. So hy is ook op standby. As ek 2 kan kry, sal dit vir my great wees. Ek sal obviously die 4 bestes op die bakkie sit en die spaarwiel kan dan gaan op die dak waar hy op standby is. So ja. Maar ja, verder is alles great. Die ou baas het goed gedoen na laasweek se probleme wat ek so 'n bietjie gehad het met die self-inflicted injector probleme wat ek gemaak het daarso. Dit was 'n probleem. Maar ek het dit vinnig uitgesort. Ek moet sê baie dankie vir Arnold by Michitech. Toe hy hoor ek sit so 'n bietjie met 'n issue, toe het hy dadelik ingespring. Hy het vir een van sy workshop managers daar of hy het gesê sy master mechanic, as ek reg kan onthou, het hy dadelik gebel. Arnold is ongelukkig nie by die workshop nie. Hy het so 'n bietjie CV joints gaan vervang. So hy is so 'n bietjie buite aksie uit vir nou. Maar hy het sy ouens daar reg gekry op standby. Ek het Vrydagoggend gou ingegaan daar. Ons het so 'n bietjie probleme gehad, maar ek seker daarvan dit is oor dat daar 'n bietjie issues is op ou baas. Klein minor goedjies wat ons die small quantities moes doen. Dit het nie dadelik ingeskop nie. Ek dink persoonlik dit was oor die coolant wat nie op temperature was toe ons die small quantities probeer doen het nie. Want toe ek eers bietjie gaan ry het met hom en hom toe laat staan daarna, toe hy sommer toe sit 5 minute, toe hy hom ingelearn en alles was great geweest. So ja, ek het gister met hom gaan ry. Alles is smooth, alles loop mooi. Daar's nie eers 'n rookie nie. Bruce, ek is besig hierso seentjie kom. En nee, alles is net great op hom. Ek dink op die stadium is daar absoluut niks. Ek moet nie te hard praat nie. Is daar absoluut niks fout met hom nie. Maar ja, verder is ek baie happy. En ja, daar gaan ons. So die volgende ene 25ste, ek irriteer die mense ook seker nou hier oor Sudwala Fanscapes, hulle Mpumalanga Explosion event. Julle sal sien daar so meer en meer exposure wat daar uitkom. Dit is nou even Mpumalanga se nuusstasies wat betrokke raak hierso. Dit is die tourism en travel agencies in Mpumalanga wat ook hierso nou begin adverteer. Hulle gaan all out met hulle advertensies. Ja, julle raas. Hulle gaan all out met hulle advertensies. So ek dink net dit gaan nou awesome naweek wees daarso en ek kan nie wag nie. So ek hoop ek kry nog oproepe vir die mense wat wil TFCO join daarso. As julle wel direk al klaar geboek het, is dit ook okay as ons mekaar daar sien. En nee, dan is dit great man. Ons is beskikbaar enige tyd. Laat weet my as julle wil meer inligting hê oor TFCO. Laat weet my as julle meer inligting wil hê oor die XGG produk ook. Baie goeie produk. Pryse is fenomenaal. Ek kon dit nie glo nie vir 'n produk wat van oorsee afkom.
kon ek nie glo toe hy gister so 'n bietjie gepraat het oor die pryse nie. So asseblief maak kontak met my. Ek gaan actually nou opsign as 'n official dealer vir hulle ook. Ek wag net vir ons krag om aan te kom, want Boksburg het nou alweer issues hierso. Dan gaan ek daai vormpies invul, dan behoort ek ook pryse te kry. Ek sal dit op my website gooi. Maar asseblief, laat weet ons, ek is hierso, ek is beskikbaar vir raad, vir enige iets wat julle nodig het. En great, dan sien ek vir julle.